Waar is die genade in jou prediking, Johannes? Ons wil so graag genade prediking hoor, Dominee Johannes. So as daar iemand by u huis opdaag, geagte lidmaat, of ons sal nou in hierdie geval op 'n WhatsApp kanaal verneem, of daar sal iemand by die gemeente opdaag en ons waarsku dat daar 'n verskriklike vuur aan die kom is. Is dit nie genade nie? Lê die genade nie juis daarin dat ons die waarskuwing betyds ontvang het nie? Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, U wat deur die hemelwesens toegeroep word, heilig, heilig, heilig. Wie inderdaad sal voor U mag verskyn? Wie sal op kan gaan en op die Godsberg op die bopunt kan staan? Het is net U Seun Jesus Christus. Want ons, selfs hier waar ons in ons beste klere voor U staan, is nog steeds besoedel met sonde. En ons bely dit, dat daar afgode in ons lewe is, dinge wat vir ons belangriker is as U. Dinge wat ons naas U stel. Ons bid U vir U majesteit en die heerlikheid, maar ons skiet ver te kort. Ons bely dat ons ook wat die tweede gebod betref, dat ons ook dikwels eiewillig is in ons godsdiens, dat ons U nie eer soos U in die woord beveel het nie, maar dat ons ons eie gode daarstel. En dan eer ons nie altyd U naam soos ons moet nie. Ons bid dat U ons sal vergewe daar waar die Sondag Sabbat nie vir ons 'n verlustiging is nie. En U weet met watter gesindheid ons optrek na U huis toe. By U wat die harte ken. U wat die harte ken, weet ook wat die opstand in ons is, wat gedurig daarby in ons leef, dat ons nie 'n lewe van gehoorsaamheid lewe nie, maar dat ons elkeen wil doen, elkeen 'n koning wil wees volgens ons eie smaak. Ons bid dat U ons sal vergewe daar waar ons doodslaan gedagtes koester. Nie net die mense wat dit met die daad doen nie, maar ook diegene wat dit in die hart voel. En so ook met die 7de gebod, want U ken die donker dieptes van ons hart. Ons bid dat U ons sal vergewe daar waar ons nie altyd die middele wat U vir ons gee waardeer en dit reg aanwend nie, maar dat ons ook dikwels dit wat ons nie toekom, onsself wil toeëien. Ons vra dat U ons sal vergewe daar waar ons die 9de gebod oortree, Hemelse Vader, dat U ons sal vergewe waar die woorde wat by ons mond uitkom nie altyd getroue getuienis is nie. En dan al die ander begeertes wat in ons hart opkom, ons hart wat 'n fontein is van afgodery. Ons bely al die dinge voor U en ons stel ons genade slegs op U Seun Jesus Christus, hy wat die Godsberg opgegaan het en hy wat omskitter is deur heilighede en hy wat in sy wonderlike liefde en genade vir ons intree in ons sonde. Ons bid dat die Heilige Gees met ons sal wees waar ons die woord oopmaak nou. Dat die Heilige Gees ons sal lei in die verstaan daarvan. En soos met al die ander predikers bid ons dat U ook met hierdie predikers sal wees, dat daardie woord reg gesny sal word. Soveel wat ons in afhanklikheid voor U stel.
soveel wat ons nodig het. Maar dat ons vandag sal hoor, dit mag ons van U vra in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons het verlede week gelees en ook gepreek uit die geboorte van Johannes die Doper. En vandag is ons by Lukas 3, waar Johannes die Doper sy prediking begin het. Ons lees van Lukas 3, die eerste vers af. En in die 15de jaar van die regering van keiser Tiberius, toe Pontius Pilatus gouverneur was van Judea en Herodes viervors van Galilea, en Filippus sy broer viervors van Iturea en die land Trachonitis, en Lysanias viervors van Abilene, tydens die hoëpriesterskap van Annas en Kajafas, het die woord van God gekom tot Johannes, die seun van Sagaria, in die woestyn. En hy het gekom in die hele omtrek van die Jordaan, en die doop van bekering tot vergifnis van sondes verkondig. Soos geskrywe is in die boek van die woorde van Jesaja die profeet, waar hy sê, die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. Elke dal moet opgevul word, en elke berg en heuwel wegsak, en die krompaaie sal 'n reguit pad word, en die skurwe plekke gelyk wee. En alle vlees sal die heil van God sien. Toe sê hy vir die skare wat uitgegaan het om deur hom gedoop te word, ander geslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toorn wat aan die kom is? Dra dan vrugte wat by die bekering pas en moenie by julleself begin sê, ons het Abraham as vader nie, want ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders vir Abraham te verwek. Maar die byl lê ook al teen die wortel van die bome, elke boom dan wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. En die skare het hom gevra en gesê, wat moet ons dan doen? En hy antwoord en sê vir hulle, wie 2 kledingstukke het, moet meedeel aan hom wat nie het nie, en wie voedsel het, moet dieselfde doen. En tollenaars het ook gekom om gedoop te word en vir hom gesê, meester, wat moet ons doen? En hy antwoord hulle, moenie meer invorder as wat julle voorgeskrywe is nie. En die soldate het hom ook gevra en gesê, wat moet ons doen? En hy sê vir hulle, julle moet niemand geweld aandoen of iets afpers nie, en wees tevrede met julle soldij. En terwyl die volk in verwagting was, en almal in hulle hart oorweeg het aangaande Johannes, of hy nie miskien die Christus was nie, antwoord Johannes almal en sê, ek doop julle wel met water, maar hy kom wat sterker is as ek, wie se skoenriem ek nie waardig is om los te maak nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Sy skop is in sy hand, en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoon maak en sy koring saambring in sy skuur, maar die kaf met onuitblusselike vuur verbrand. Hy het dan ook met baie ander vermaninge die evangelie aan die volk verkondig. Maar toe Herodes die viervors deur hom bestraf is oor Herodias, die vrou van Filippus sy broer, en oor al die slegte dinge wat Herodes gedoen het, het hy by alles nog dit bygevoeg, dat hy Johannes in die gevangenis opgesluit het. Dit is die woord van die Here, en ons lees tot sover daaruit. Ons oordink die vraag wat die skare aan Johannes gevra het, hoofstuk 3 vers 10 en ook ander plekke, wat moet ons dan doen? Broeders en susters, in 1893 het Paul Kruger, die destydse president van die Suid-Afrikaanse Republiek, het hy Koelsberg besoek.
Dit was om samesprekings te hou met die Britse regering. Daai samesprekings het plaasgevind in Coniston Huis, net so entjie verder op met die straat. En hierdie kerkgebou waarin ons vandag is, was toe reeds 32 jaar oud. So as getroue dopper is dit selfs moontlik dat hy in die tyd 'n erediens bygewoon het. Daar bestaan geen getuienis daarvan nie. Maar as dit sou gebeur het, sou die kerkraad in die gemeente seker bond gestaan het. Net soos ons, sê nou maar vandag sou skarrel as, sê nou maar die president van Amerika hierdie gemeente sou besoek. Gestel dit gebeur, wat moet ons dan doen? Hoe sal ons daarvoor voorberei? Wat word alles van 'n mens verwag? Dis 'n vraag wat al by baie plekke opgeduik het, waar presidente en konings besoek het. En daarvoor, in die geval van Amerika, het die Withuis 'n sekere persoon aangestel. Hy is die een wat in beheer is van die presidensiële protokol. Hy sorg dat al die reëlings rondom so 'n besoek glad verloop. Hy en sy mense sal 'n week of meer voor die tyd hier opdaag. Hulle is gewoonlik die manne met die mooi ontwerpersklere, die blinkmotors en die duur selfone. En hulle sal reël dat alles mooi seepglad verloop. Waar die helikopter sal land, waar die dominee en die kerkraad die president moet inwag, waar hulle rooi tapuit moet uitrol, waar hulle die blomme moet sit, of die blombakke wat hulle gehuur het, waar dit moet kom. En op sy eie sal die kerkraad ook seker 'n hele paar besluite moet neem. Seker dan nou tyd dat die gebou weer 'n slag goed skoongemaak word. Hulle sal sê dat die hout in en om die gebou, dat daardie hout weer 'n slag goed vernis sal word en goed gepoleer sal word. En dat die stof in die spinnerakke in die heel agterste hoekies weer bygekom moet word. Selfs die kougom wat onder die kerkbanke vassit, dat dit afgehaal sal word. En dat die kerkraad op daardie dag hulle beste pakke klere sal aantrek en selfs so ver gaan as om 'n das aan te sit. Baie onwaarskynlik dat die president van Amerika ons ooit sal besoek, eintlik heeltemal onwaarskynlik. Maar wat ons wel weet, wat ons uit die Here se woord uit weet, is dat die Here Jesus Christus ons eendag wel kom besoek. Daarvan is ons seker. En dis die vraag nou, en dis dieselfde vraag wat die skares destyds vir Johannes die Doper gevra het, wat moet ons dan doen? As dit koning Jesus Christus is wat hier aankom, hoe sal ons voorbereidings lyk? Die woord het gekom tot die nederige Johannes, die seun van Sagaria. Hy was die een wat aangestel was as die minister van protokol vir hierdie koning, wat aan die kom was. Hy wat die weg van die Here moes berei, hy wat sy paaie reguit moes maak. En is opmerklik dat hierdie koms van die koning der konings, dat dit 'n hele paar presidensiële paleise oorslaan. Keiser Tiberius se paleis, ook Pilatus en Herodes se paleise, die ander konings Philippus en Lysanias, hulle word almal oorgeslaan. Ook die hooggeplaaste kerkleiers, die hoëpriesters Annas en Kajafas, hulle word nie eers geken in die saak nie. Die trotse Rome en die korrupte Jerusalem word verbygegaan, al die Vatikane en withuise van hierdie wêreld word verbygekyk. Nee, die Here het 'n ander aanstelling in die oog gehad. Vir sy minister van protokol kies hy Johannes, die man in die woestyn. Johannes het 'n kleed gedra van kameelhare en 'n leergord om sy heupe, en sy voedsel was sprinkane en wille heuning. So staan dit in Matteus se evangelie. En reeds in Johannes se voorkoms sien ons dat hy geen gladde skakelbeampte was nie.
Tot hom het die woord van die Here gekom. Dis 'n tipiese formule uit die Ou Testament. Die woord van God het gekom tot Johannes. Ons kan dit self vertaal, die woord van God het op hom gekom. God se woord het hom neergedruk. Die grootste profeet van die ou verbond se oomblik het aangebreek. Nou moes Johannes voor die Here uitgaan in die gees en in die krag van Elia om vir die Here 'n toegeruste volk te berei. Ons lees dit in die eerste hoofstuk van Lukas se evangelie. En so die engel aan Johannes se vader gesê, toe hy sy geboorte daar in die tempel aangekondig het. So op en af, hier langs die walle van die Jordaanrivier, begin die profete werk. Daar langs die sentrale hoofweg van die land, het hy die verbygangers aangespreek. Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Die minister van protokol begin sy werk om die koning van alle konings se weg voor hom te berei. En snaaks genoeg, die mense het kom luister. Die hele omtrek van die Jordaan, so skryf Lukas. Maar ook die hele Judea en Jerusalem voeg Matteus en Markus by. Ook die Fariseërs en die Sadduseërs. Johannes die Doper se verkondiging, dit word een van die grootste saamtrekke van destyds. So berig Josefus, 'n Joodse geskiedskrywer uit daardie tyd, 'n buitebybelse bron. Die volk het deur die Jordaan getrek, hulle het uit die beloofde land uitgetrek, letterlik op Josua se voetstappe teruggegaan, terug woestyn toe, na Johannes toe, om daar aan die kant die Jordaan van die doop van bekering tot vergifnis van sonde te hoor. Om daar in die Jordaan die doop van bekering tot vergifnis van sondes te sien, dit te sien en self te beleef. In die Jordaanrivier word hulle ondergedompel. Dis wat die doopwoord in hierdie gedeelte dui. Onderdompeling. Daar in die Jordaan ondergaan elke dopeling 'n simboliese verdrinking. Want hierdie keer sal die Here nie weer die waters van die Jordaan opdam soos hy destyds vir Josua en die volk gedoen het nie. As jy wil deurgaan na die beloofde land, as jy hierdie nuwe koninkryk tegemoet gaan, as jy hierdie nuwe koning in die gesig wil kyk, dan moet jy jouself bekeer, anders gaan jy verdrink. In hierdie opsig is daar tog 'n groot verskil tussen die doop van Johannes en die doop van Jesus Christus en sy disippels, want Christus se doop getuig van 'n afwassing van sondes, van sy bloed wat ons sondes afwas, terwyl Johannes se doop 'n doop van onderdompeling was. 'n Doop van bekering, sodat die volk gereed sal wees om meer as net die beloofde land in te gaan, gereed sou wees om die beloofde koninkryk in te gaan, 'n doop van bekering, sodat die volk gereed sal wees om Christus, die koning van alle konings, te ontvang. Dis hy wat vergifnis van sondes kon skenk, en dis hy waarvoor ons gereed moet wees om hom in die gesig te kyk. Bekeer julle om die koning te ontvang. Dis Johannes se boodskap. Dis die boodskap wat daardie bekeringsdoop vergesel. Die bome gaan tot die wortel uitgekap word. Die dorsvloer gaan deur en deur skoon gemaak word. Die kaf gaan verbrand word met onuitblusselike vuur. Johannes die Doper, die bekeringsprediker, Johannes die Doper, die helle prediker. Maar die naam wat sy pa hom gegee het, kan nie sê, dit beteken mos iets anders. Die engel het vir Sagaria gesê, jy moet hom Johannes noem. Johannes beteken, die Here is genadig. Waar is die genade in jou prediking, Johannes? Ons wil so graag
genadepredicking hoor, Dominee Johannes? Hier oor 2 opmerkings. Die profeet Johannes het iets van die toekoms gesien, maar hy het nie alles gesien nie. Johannes het nie gesien hoe die blindes weer sien en nie, hoe die krepeles weer loop nie, en hoe die melaatses gereinig word, en hoe die dowes weer hoor, en hoe die dooies opgewek word, hoe aan die armes die evangelie verkondig word. Dit het Johannes nie vooruit gesien nie. Dit moes later deur sy disippels aan hom oorvertel word. Daar was groot dele van God se genade wat Johannes nie sou beleef nie. En daarom is selfs die kleinste in die koninkryk van die hemele, die kleinste in die koninkryk wat Christus gebring het, is groter as Johannes. Hulle wat die volle openbaring van God ontvang het, is groter as Johannes. Maar dit maak egter niks van Johannes se toekomsbeeld minder geldig nie. Die koms van die Christus, die koms van die koninkryk, die boodskap van die evangelie gaan 'n radikale skeiding teweegbring. Dit was Johannes se hele boodskap. Die doop van die Heilige Gees gaan die evangelie deur die wêreld laat loop, en daardie evangelie gaan soos 'n vuur deur die wêreld loop, 'n vuur wat uiteindelik met die wederkoms 'n totale skeiding teweeg sal bring. Die Christus sal sy dorsvloer uiteindelik deur en deur skoonmaak. En met die koms van die koning, het die koning mos self gesê, dink julle ek het gekom om vrede op aarde te gee? Nee, sê ek vir julle, maar eerder verdeeldheid. Ek het gekom om vuur op die aarde te werp, en hoe wens ek dat dit al aangesteek is? Dis Lukas 12. So as daar iemand by u huis opdaag, geagte lidmaat, of ons sal nou in hierdie geval op 'n WhatsApp kanaal verneem, of daar sal iemand by die gemeente opdaag en ons waarsku dat daar 'n verskriklike vuur aan die kom is dit nie genade nie? Lê die genade nie juis daarin dat ons die waarskuwing betyds ontvang het nie? En ons moet ook oplet, geliefde gemeente, dat hierdie boodskap van Johannes die Doper, dat dit alle verbondsautomatisme tot in die wortel afsny. Jy weet, verbondsautomatisme is daardie verskynsel in die kerk, waar die lidmaat sê, ek is mos gedoop. Waar daardie lidmaat sê, ek en my ouers en my grootouers is mos gedoop. Ons is nou al geslagte lidmate in die kerk. Dit maak nie saak hoe ons leef nie. Johannes die Doper sny hierdie verbondsautomatisme af en hy sê, moenie dink om by julleself te sê, ons het Abraham as vader nie. Want ek sê vir julle dat God mag het om uit klippe kinders van Abraham te verwek. Dat jy 'n goeie dopper van het, soos van 'n Walt of Du Plessis of Venter, en dat jy gedoop het, is geen waarborg dat jy die komende oordeel sal vryspring nie. Ons sal nie eendag agter die doopvont kan wegkruip om die Here se oordeel vry te spring nie. Jou saak met die Christus wat kom, jou saak moet met hom reg wees. Hy wat sterker is as Johannes die Doper, hy wie se sandaalrieme Johannes nie eens waardig was om vas te maak nie, jou saak met hom moet reg wees. En nou sien ons ook, dit sou nie die volk Israel gehelp het om 'n rooi tapuit uit te rol nie. Dit sou hulle nie gehelp het om die tempel met blomme te versier nie, of om nuwe blombakke te koop nie, of om die tempel teëls behoorlik te skrob nie. Dit sou nie die owerpriesters en die fariseërs gehelp het om nou hulle beste kusklere uit te haal nie. Want die koning wat kom, die Christus wat kom, sou kom, was in elk geval 'n sandaaldraer. En die spoggerigste vervoermiddel wat hy ooit sou ry, was 'n donkie. Wat moet ons dan doen? 3 maal wil die volk dit weet by die profeet. Wat moet ons dan doen? Hoe lyk die vrugte wat by die bekering pas?
Johannes se voorbeelde is almal baie prakties. Het gaan oor gewone mense. Mense soos tollenaars, soldate, en wat hulle kan en behoort te doen. En die voorbeelde wat Johannes voorhou het almal en alles te doen met interpersoonlike verhoudinge. Dit het almal en alles te doen met die liefdesgebod. 'n goed toegeruste volk, gereed vir die koning wat kom, sal weer 'n volk wees wat vergader is rondom die wet van Moses. Die vrugte wat by die bekering pas, sal duidelik sigbaar wees in ons liefde tot ons naaste. Sal duidelik sigbaar wees in ons mededeelsaamheid. Sal duidelik sigbaar wees in die wyse waarop ons mekaar se belange op die hart dra. En deur die woorde van Johannes hoor ons reeds die woorde van die koning, daar waar hy die grondwet van die koninkryk aan die skare verduidelik. Daar waar hy aan die volk verduidelik wat hulle moet doen. Seën die wat julle vervloek en bid vir die wat julle beledig. En aan hom wat jou bokleed neem, moet jy nie die onderkleed weier nie. Maar gee aan elkeen wat jou iets vra en eis jou goed nie terug van hom wat dit van jou afneem nie. En soos julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, so moet julle aan hulle doen. So Johannes skerp ons dan ook vandag op om weer 'n bestekopname te maak van onsself. Is ons gereed vir Christus se koms, vir sy wederkoms? Die dag wat die Here sal kom, soos 'n dief in die nag. Die dag waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. So praat Petrus in sy tweede brief. Wat sal ons dan doen? Dan sal dit te laat wees om daardie stuk onverzoenbaarheid, om daarvan ontslae te raak. Onverzoenbaarheid. Daardie stuk onverzoenbaarheid wat soos 'n stuk ou kougom hier onderaan ons hart vassit. Om dan skielik daarvan ontslae te probeer raak. En dan is dit ook te laat om ons verhoudinge met die sukkelaars in die verbondsgemeenskap om dit te probeer afstof. Die oë wat dan na ons sal kyk, sal in elk geval alles sien. Daar sal niks weggesteek wees nie. Daar's niks bedek wat nie geopenbaar sal word nie. En niks verborge wat nie bekend sal word nie. Alles wat ons in die donker gesê het, sal in die lig gehoor word. En alles wat in die oor gepraat is in die binnekamers, sal op die dakke verkondig word. Dis Lukas 12. So geliefdes, ons het reeds die brief gekry. Die kennisgewing is hier in die woord vir ons opgeteken. Ons sal besoek ontvang van die koning der konings. En nou weet ons ook wat ons daaromtrent moet doen. Amen. Kom, laat ons dank. Onse genadige God en hemelse Vader, dankie vir 'n woord wat betyds tot ons kom. Dankie vir 'n tydige waarskuwing dat U Seun Jesus Christus kan kom op enige dag, enige tyd. Gee tog dat ons nie op daardie dag beskaamd sal staan nie. Gee tog dat ons op daardie dag die woorde mag hoor, goed so, getroue diensknegt, getroue diensmaagd. Gee tog dat ons op daardie dag olie in ons lampe het. Dat ons gereed sal wees en in afwagting sal leef. En nie in ons eie selfversekerde argeloosheid en onbesorgdheid nie. Wees met elkeen wat worstel met die sonde.
En U ken dit wat in ons harte aangaan. Ons bid dat U vir ons sal bystaan daarmee, dat die Heilige Gees kragtig in ons sal getuig saam met ons eie gewetens. En ons vra Hemelse Vader dat U sal wees met die kerk hier op aarde. Sy wat eendag bekleed sal wees met skitterwit klere, wees tog met haar in haar armoede. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.